Goeiedag julle, baie welkom by ons videoetjie van hierdie week. Ek die teksgedeelte wat ons vandag gaan lees, of wat ek 'n stukkie vir julle gaan lees, leer vir ons iets groots oor ons eie lewe ook. Ek dink elkeen van ons wil baie graag weet dat iemand aan my kant is. En dis daarom lekker om te weet dat iemand regtig by jou sal staan en vir jou omgee en jou belange sal probeer beskerm binne hulle vermoë natuurlik. En nie altyd net vir jou eie verheerliking nie, maar net omdat iemand sommer net lief is vir jou en aan jou kant is en weet hoe jy voel en probeer weet hoe jy voel ensovoorts. Amper soos 'n hen wat haar kuikens onder haar vlerke wil inbring. So wil ons voel. Maar die Here het ons so gemaak. Ons wil graag liefgehê word en ons wil weet iemand gee om vir ons. En ons lees in Lukas 8 dat Jesus soveel moeite gedoen het met een man. Ons lees daar dat hulle gevaar het, hy saam met sy disippels, na die land van die Garaseëners toe. En hierdie plek is langs die see van Galilea aan die suidekant en dit is 'n heidense dorp. So Jesus gaan na mense toe wat nie Jode is nie, na 'n dorp toe wat nie Jode is nie, wat nie soos hulle is nie, 'n ander kultuur, ook ander godsdienste ensovoorts. En toe Jesus aan wal stap, het 'n man wat in die mag van demone was, om uit die dorp tegemoet gegaan. Nou hierdie arme man is dan soos in ons tyd sal ons sê hy is geestesversteurd. Niemand kan saam met hom leef nie. Hulle wil hom nie eers by hulle hê nie. En hy het al vir 'n hele ruk nie meer klere gedra nie en ook nie in 'n huis gebly nie, maar tussen die grafte. So die arme man is eensaam en alleen. Hy het niemand wat vir hom sorg nie, behalwe lees ons in die teksgedeelte dat die bose geeste en demone binne in hom gebly het. Hy's uitgelewer aan hulle. Sy belange word definitief nie beskerm deur die bose, deur die duiwel en die demone en bose geeste nie. Hulle gee nie om vir hierdie man nie. Hulle misbruik hom net tot om hulle self, so hulle saak te bevorder, hulle boosheid te bevorder. En daarom niemand kan saam met hierdie man bly nie. Niemand nie. Hy's eensaam en alleen. Jesus kom daar aan en ons lees toe toe hy Jesus sien, het hy uitgeroep, voor hom neergeval en met 'n harde stem geskreeu: "Los my uit, Jesus, seun van God die Allerhoogste. Ek smeek U, moet my nie pynig nie." Want Jesus het al klaar vir die man gegroet. Jesus het met die man begin praat en toe kom die bose geeste agter. Jesus gaan hulle uit hierdie man uitjaag. Jesus wil hierdie man vry. Jesus dra hierdie man se belange op sy hart. Hy wil vir hierdie man wys dat hy omgee vir hom. En toe het Jesus die bose geeste beveel om uit die man uit te gaan. En ons lees verder aan in die stukkie julle kan gelees in Lukas 8 vanaf vers 26 dat hierdie man het heeltemal gesond geword. Die bose geeste het uit hom uitgegaan, hy het klere aangetrek, hy kon weer met mense omgaan en hy wil toe net by Jesus bly, toe Jesus nou teruggaan, want die mense van die dorp in die omgewing het toe vir Jesus gevra, hy moet weggaan. Hulle is bang. Hulle weet nie wat hier gebeur nie. So hulle is maar onseker. En toe wil die man saam met Jesus gaan, maar die man sê Jesus sê vir die man: "Nee, gaan jy nou terug na jou mense toe en in die dorp toe, gaan vertel hulle wat het ek vir jou gedoen. Dat ek vir jou gewys het dat ek regtig omgee vir jou, dat ek lief is vir jou." En weet julle, hierdie man se menswees het heeltemal verander. Hy het 'n nuwe mens geword. Hy het agtergekom dat die Here regtig omgee vir hom, dat die Here lief is vir hom en dat hy nie meer hoef die slaaf te wees van hierdie bose geeste nie, dat hy nie meer bang hoef te wees en onseker hoef te wees nie, want die Here sorg vir hom. Dit het hierdie man se hele lewe verander. Nou as ek en jy kan agterkom dat die Here, dat Jesus so lief is vir ons, dat hy so omgee vir ons, dat hy aan ons kant is en dat hy ons hoor as ons praat, as ons roep en dat hy verstaan as ons seer het, as ons hartseer is, as ons eensaam is, dat ons enigiets met hom kan deel. Dit is dan 'n lekker ding om te weet, dat die Here aan jou kant is. En die Here bring ook ander mense in ons lewens, wat aan ons kant is, wat lief is vir ons. En daarom moet jy die mense rondom jou, hulle is baie spesiaal, en jy moet omgee vir hulle ook, jy moet ook aan hulle kant wees, by hulle staan, en hulle hoor, en omgee vir hulle. Dis wat ons leer in hierdie teksgedeelte, in Lukas 8. So, ek wil vir julle vra, in hierdie week, hoe gaan julle mekaar help om te weet, dat die Here vir julle omgee? Ek dink die eerste ding is, ons moet vir mekaar sê, weet jy wat, ek is aan jou kant, binne my vermoë natuurlik, en ek maak partykeer foute, maar ek is aan jou kant. Sê dit bietjie vir mekaar in julle gesin. Ek is lief vir jou en ek is aan jou kant. En dan moet julle ook vir mekaar probeer sê,
Onthou, die Here is ook aan jou kant. En dat jy nie hoef bang te wees vir mense en vir die natuur en vir allerlei goeters nie. Die Here is aan jou kant. Dis 'n baie belangrike ding wat ons vir mekaar kan doen. So, geniet hierdie week, die Here is aan jou kant, en ek sal ook aan jou kant wees, as dit vir my moontlik is, en binne my vermoë. Kom ons bid saam. Here, baie, baie dankie dat U aan ons kant is, omdat U graag wil. Dit is hoe U is, Here. U kies om aan ons kant te wees. Soos U gekies het om aan hierdie kant te wees van hierdie man, wat nie eers 'n Jood is nie, wat 'n heiden is, wat heeltemal siek is, Here, sielsiek is. U kies om aan sy kant te wees. En dit het sy hele lewe verander. Dankie dat U aan my kant is en aan ons kant is. In Jesus Christus se naam. Amen. Dankie julle, lekker week.